So die storie vandag is dan van die vrou by die put. So Jesus het ver geloop. Onthou, hulle het nie karre gehad in daai tyd nie. So jy moet nou baie ver loop tot by 'n ander dorp en hy was moeg geweest en dit is warm in Israel en jy sweet. En toe hy so moeg, toe hy uiteindelik by die plek kom, toe gaan sit hy so by 'n put en daar staan hom seker 'n bietjie skade weer. En hy sê vir sy disippels, gaan julle dorp toe en dan koop julle vir ons bietjie kos by die winkels. En dan gaan ek hierso wag. OK, so hulle is dorp toe, hulle gaan koop kos en nou wag Jesus by die put, maar onthou, omdat dit so warm was en hy so dors, nou wag hy vir die disippels en hy wens vir 'n bietjie water en toe sien hy, maar hier kom 'n vrou aangeloop en sy het so 'n kleipot op wat sy op haar skouer dra. En sy dra hierdie kleipot so op haar skouer, want sy gaan nou water skep met daai ding. En toe sy nou by die put kom, dan maak jy die tou vas aan dit en as jy weet jy hoe lyk 'n put? Ja, as mos so 'n tou in 'n emmer. En dan laat sak hierdie emmer so diep af as 'n diep gat in die grond en onder is al water. En sy skep dit so uit en trek dit op en toe vat sy die emmer en sy gooi die water in haar kruik. En Jesus sê, ag, kan jy vir my net 'n bietjie water gee om te drink? Toe kyk sy so vir hom, toe sê sy, hoekom praat jy met my? Want ek en jy is nie van dieselfde volk nie. Ons mense praat nie met mekaar nie, en in elk geval, ek is 'n vrou en jy's 'n man. Ek gaan nie my koppie met jou deel om water te gee nie, of my kruik nie. En toe sê Jesus, as jy geweet het wie ek is, dan sê jy vir my gesê het, gee vir my lewende water, dan sal ek vir jou lewende water gee, en as jy daai water drink, sê jy nooit weer dors word nie. Sy sê, nou dit help my, dit sal nou eintlik baie lekker wees as ek lewende water kry, hoef ek nie elke dag te loop so ver om water te kom skep nie. Maar sy het nie eintlik verstaan wat hy bedoel nie. Hy het nie bedoel, jy gaan water drink en dan word jou keel nat nie. Hy het bedoel, ek gaan vir jou water gee, wat die ewige lewe bring. Dat jy vir altyd kan lewe by die Here. So dit is geestelike water. En toe sê Jesus, toe hy sien sy verstaan nie, toe sê hy, gaan huis toe, dan gaan roep jy jou man en kom jy terug. Toe sê sy, nee, ek het nie 'n man nie, maar eintlik het sy gejok, want sy het saam met 'n man gebly, sy was nie met hom getroud nie, en sy het al 5 mans gehad. En toe sê Jesus dit vir haar, toe weet hy wat sy dink. Toe sê hy vir haar, ek weet jy het al 5 mans gehad, en nou bly jy saam met 'n ander man en is nie jou man nie. En natuurlik word sy bietjie skaam, en sy sê, sjoe, ek sien nie is 'n profeet. Ja, kan u vir my sê, as u 'n profeet is, waar moet ons eintlik vir God bid en hom prys? Moet ons dit doen by die berg? Want ons is Samaritane, want dit is hulle nasie. Ons is Samaritane, ons sê dat ons God moet prys by die berg, maar julle is Jode, en julle sê ons moet na 'n ander plek toe gaan, na Jerusalem, en daar's 'n groot gebou, die tempel, en julle sê ons moet God daar prys en vir hom bid. So wie's reg, julle of ons? Toe sê Jesus, julle Samaritane, julle aanbid nie vir God reg nie, julle prys hom nie reg nie, want die een wat mense kom red, is 'n Jood. En natuurlik dit was Jesus, want hy is die een wat mense red. So, toe sê hy vir hulle, ons doen dit reg. Toe sê sy, toe maar ons sal eendag vir die verlosser vra as hy kom, die God se spesiale een wat hy gaan stuur. Toe sê Jesus, ek is daai ene. Sy sê, En toe weet sy, hy praat die waarheid, want hy het haar alles van haar lewe vertel. Goed wat niemand vir hom, vir Jesus gesê het nie, het hy geweet. En hy het die waarheid gepraat, want hy het gesê, God wil nie hê, ons moet hom prys met bokkeslag en skapeslag en offer. Nee, dis hoe God in die Ou Testament gesê het, maar nou wil hy hê, ons moet hom prys in ons harte. Ons hele hart moet aan hom behoort, ons hele lewe moet aan hom behoort. En toe hardloop sy los hom haar emmer net daar,
met die water in. Sy hardloop terug in die dorp en sy gaan vertel vir almal, julle moet kom kyk julle, ek het hom gekry. Die verlosser van die wêreld. Hy het my alles vertel van my lewe. Wil julle nie saamkom nie? En hulle sien sommer hoe sy verander het, want hulle het geweet, sy is eintlik 'n slegte vrou. En toe dink hulle, maar iets het verander in haar. Maar in daai tyd, toe sy nou hardloop, toe kom die disippels, hulle sien net, jong, hardloop hier 'n vrou verby hulle, en hulle het gesien, Jesus praat met haar, en hulle dink, hoekom praat Jesus met 'n vrou, maar hulle het hom nie gevra nie. Toe bring hulle die kos, toe sê hulle, Jesus, ons het kos gekoop by die winkel, hier is ons lekker kos om te eet, en hulle gee vir hom kos, en Jesus sê, nee, dankie, ek het kos wat julle nie van weet nie. Tog hulle weet vir Jesus kos gebring, maar niemand het vir hom kos gebring nie. Hy het gesê, ek het kos, en my kos is om gehoorsaam te wees aan my Vader, om alles te doen wat hy vir my sê om te doen. Hulle nie eintlik mooi verstaan, dink ek, op daai tyd nie. En terwyl hulle praat, toe sien hulle, hier kom baie mense, van oral af, sien jy net, mense kom uit die dorp uit, en hulle kom so na Jesus toe aangestap, en Jesus sê, goed, disippels, nou is die tyd. Ons is nou soos boere. Boere gaan in die lande en as al baie koring is om te oes, dan bring hulle al daai koring in die skure in. En hierdie mense, ons moet hulle nou bring na die waarheid toe. Hulle moet God aanbid, in gees en in waarheid. En so Jesus is die verlosser. Jesus is die een wat mense red. Van watter land af red Jesus mense? In watter lande red hy alles mense? In China? India? Frankryk, Frans en Engels, ja. Suid-Afrika. En al die lande red Jesus mense, want daai verse het gesê, hy is die verlosser van die hele wêreld. En hy kom vir ou mense en jong mense, vir kinders, vir ryk mense, vir arme mense, vir swart mense, vir bruin mense, vir wit mense, vir mense met sulke oë en mense met sulke oë. En van al die lande, almal wat in hom glo, almal wat na hom toe kom. En hy nooi hulle uit, want hy is lief vir kinders. Dis hoekom ons 'n kinderstorie vertel, want Jesus is lief vir kinders. En hy wil hê hulle moet ook aan hom behoort. Okay, julle kan weer gaan sit.